Vriende, goeiedag en baie welkom by ons erediens. Gids, ons staan so vinnig einde van die jaar se kant toe, maar ons vertrou die Here ook dat hy ook in vanoggend se erediens vir jou sal toevou en op 'n besonderse manier vir jou sal ontmoet. Kom ons bid saam. Ek sal die Here altyd weer prys. Sy lof sal altyd op my lippe wees. Ek sal die roem van die Here sing. Die wat swaar kry sal dit hoor en daaroor bly wees. Sing saam met my oor die grootheid van die Here en laat ons saam sy naam prys. Geliefdes, genade, barmhartigheid en vrede vir jou en mag jy waar jy is vandag, God se liefde en genade sommer baie naby aan jou lyf beleef. Kom ons sing die loflied saam. Ons ken dit goed. Loof die Here, hy is goed. Dit is 'n pragtige lied. Sommer daar waar jy is, sing dit lekker saam. Vriende, ons teksgedeelte kom vandag uit Psalm 34. Pragtige Psalm. Ek gaan die hele Psalm lees, maar daar is so 'n groot stuk fokus wat hier rondom vers 9 gaan lê. Kom ons lees dit saam. En net voor ons dit doen, kom ons bid. Here, baie dankie dat ons in hierdie dag diep bewus kan wees van u nabyheid. Dankie vir u goedheid en u guns. Dankie dat ons u kan loof en prys. Here, net die voorreg, maak nie saak of ons by ons huise is of waar ons in die land of in die wêreld is nie. Net die blote feit dat ons na u kan luister en u woord kan oopmaak. O Vader, dit is so 'n groot voorreg. Wil u dan dit nou in ons rustig maak? 'n week se gewoel, dalk gejaagdheid wat ons van u af weggehou het. Dalk 'n klomp gemors, Here, wat ons in sonde vasgevang het in die week. Kom vra ons, neem dit asseblief van ons weg. Vader, ons vertrou u en ons weet dat u die een is wat ons vergewe deur u seun Jesus Christus. En ons bid vir daardie verlossing wat dit nou vir ons moontlik maak om na u te luister en u groot te maak. Ons bid dit in Jesus se naam alleen. Amen. Psalm 34. Die Here is naby. 'n lied van Dawid. Hy het hom kranksinnig gehou by Abimelek, die het hom weggejaag en hy het pad gegee.
Ek sal die Here altyd weer prys. Sy lof sal altyd op my lippe wees. Ek sal die roem van die Here sing. Die wat swaar kry, sal dit hoor en daaroor bly wees. Sing saam met my oor die grootheid van die Here en laat ons saam sy naam prys. Ek het die Here aangeroep en hy het my geantwoord. Hy het my gered uit doodsgevare. Die wat swaar kry, sien op na hom en straal van blydskap. Hulle word nie teleurgestel in hulle verwagting nie. Ek is een van die ellendiges wat geroep het. Die Here het gehoor. Uit al my benoudhede het hy my gered. Die engel van die Here slaan sy laar op rondom die wat die Here dien en red hulle. Kom, ondervind en sien self dat die Here goed is. Dit gaan goed met die mens wat by hom skuil. Hulle wat aan die Here behoort, dien hom. Wie hom dien, het geen gebrek nie. Selfs leeu's ly gebrek en kry honger, maar wie die Here se hulp vra, kom niks kort van al die goeie dinge nie. Kom kinders, luister na my. Ek wil julle leer hoe om die Here te dien. As iemand die lewe liefhet en 'n lang lewe begeer om die goeie te geniet, moet hy sy tong weerhou van kwaad praat en sy lippe van leuns. Bly weg van die kwaad af en doen wat goed is. Soek vrede en jaag dit na. Die Here sorg vir die regverdiges en luister na hulle hulpgeroep, maar hy tree op teen die wat kwaad doen en vee selfs die herinnering aan hulle van die aarde af. Aan die regverdiges om hulp, as die regverdiges om hulp roep, hoor die Here hulle en red hy hulle uit al die benoudhede. Die Here is naby die gebrokenes, hy help die moedeloses. Al word die regverdige ook deur hoeveel rampe getref, die Here red hom uit almal. Die Here sorg vir die hele liggaam van die regverdige. Geen been word gebreek nie. Die kwaad wat die goddeloses doen, bewerk sy eie ondergang. Vir sy vyandskap teen die regverdige sal hy boet. Die Here maak sy dienaars vry. Wie by hom skuil, sal nie as skuldige behandel word nie. Pragtige psalm. Ons lees dan net tot sover. Kom ons gebruik 'n oomblik om net gou met die kinders, daar staan nou kinders wat saam met pappa en mamma luister, so ek wil gou vir 'n oomblik by julle stil staan. Nou maats, ek het 'n klompie goed saamgebring. As ek nou eers hier uit die prentjie uit verdwyn, dan wil ek nou vir julle sê, hier het ek 'n soutpot. En as ek so 'n bietjie uitgooi in my mond sit, dan proe hy net maar 'n bietjie sout terug. Dis nie so lekker nie. En hier het ek 'n sjokolade. Man, dit gaan lekker wees. Dis daarom nou vir jou lekker soet. Man, dink ek moet hom laaste geproe het. Want hier het ek 'n stukkie suurlemoen. Maats, nou moet julle saam met my vasbyt. Dit smaak regtig suur. En dan het ek koffie hier by my. Die rede hoekom ek koffie gevat het, as jy hom so proe, as hy lekker bitter. Hy's niks lekker nie, want jy moet hom so bitter, as jy hom so bitter proe, dan maak hy sommer so dik in jou mond, so lekker bitter smaak. En dan laaste het ek meel gevat. Nou kom ons kyk as ons meel. Hy proe na niks. Hy smaakloos. Maats, al hierdie smake. Maar vanoggend gaan ek so vir 'n oomblik bietjie met julle koppe, ons gaan so gaan. Ons sê vir die tieners, ek hoor die tieners sê baie, hulle breine is gebreek. Nou ek wil vanoggend so half bietjie ons koppe breek, so maak in ons. Hoekom? Want weet julle wat? Vers 9, as ons dit eintlik reg vertaal soos ons moet, dan staan daar in vers 9, kom proe en sien self dat die Here goed is. So maats, wat sê ons? Ons kan vir Jesus proe.
En nou kan julle sê, oom Christo, maar hoe werk dit? Ons kan mos nie vir Jesus eet nie. Ons weet mos nie hoe proe hy nie. Maar nou is dit baie belangrik wat ek nou gaan sê. Ons proe vir Jesus wanneer ons Bybel lees. Dan as ons lees, die Here is lief vir ons, dan weet ons, hy's regtig daar vir ons en ons kan hom proe in wat in die Bybel staan. Selfs al doen ons sonde en ons doen verkeerde goed, dan proe ons hom ook, want dan sê hy vir ons, maar dit wat julle doen is verkeerd. Ons kan as ons Bybel lees, Jesus proe. As ons bid, daai sit by Jesus se voete, né? Dis amper soos wat jy by pappa en mamma so in hulle arms lê en jy gesels met hulle. Dis om met Jesus te praat. En as ons dit doen, dan proe ons ook vir Jesus. As ons ander mense van Jesus vertel, is dit so lekker om vir hulle te sê, oeg, dis so lekker. Kyk, hierdie ander goed gaan ek nie sommer met mense wil deel nie, maar die sjokolade is so lekker. Om sê, proe hoe lekker is dit. En dis wat gebeur, as ons weet Jesus is alles in ons, dan wil ons dit met ander mense deel. Maar dit is natuurlik, as ons in die natuur rondloop, sien 'n mooi rivier, 'n mooi berg, 'n mooi boom, 'n mooi blommetjie, mooi diertjie, dan proe ons vir Jesus, en dan weet ons, dis hy wat dit alles gemaak het, en is so lekker. So maats, hoekom is dit so belangrik dat ons Jesus moet proe? Want as ons hom proe, dan weet ons, Jesus is die heel beste vir ons. En dan vertrou ek hom met my hele lewe. As ek weet, hy is sleg, of hy is suur, of hy is bitter, of wat ook al, dan gaan ek dit nie wil doen nie. Maar omdat ek hom geproe het en weet dat Jesus vir my goed is, dan wil ek dit graag, ek wil hom vertrou, en ek wil dit graag met ander mense deel. So maats, jy het vanoggend 'n inkleerprentjie. En hierdie inkleerprentjie gaan vir jou sê, wat vers 9 sê. Kom proe, beleef, ondervind, sien, dat Jesus vir jou goed is. Maar jy moet dit self beleef. Moenie net luister wat ander mense sê nie. OK, geniet die inkleerprentjie. Groot mense. Miskien klink die volgende vir jou bekend. Dominee, my ma. My ma was nou 'n groot Christen. Maar dominee, my ma het eintlik by my ouma geleer. Sy was nou eers vir jou 'n groot Christen. Sy het elke Sondag kerk toe gegaan. En dominee, ek het 'n vriend wat saam met my werk. Hy is in een of ander vreemde kerk, maar hy is ook 'n goeie Christen. Hy vloek nie, en ek het hom nog nooit iets slegs hoor sê nie. En wat van jou? Vra ek toe. Praat dominee van my? Ja, ek praat met jou. Wat van jou? As ouma en ma en vriend sulke goeie Christene is, wat van jou? Nou dis die vinnigste wat die onderwerp verander is, en daar het 'n skielike haastigheid in die persoon ingetree. So geliefdes, kom ek vra vandag vir jou. Wat van jou? As jy mense ken wat sulke wonderlike Christene is, waar is jy? Is jy ook so 'n wonderlike Christen? Of hoekom is jy nie? Hoekom ek vra heel eerste, wat maak ander mense dan nou wel sulke goeie Christene? Nou, ek dink wanneer ons na mense kyk, dan sê ons kyk na hoe hulle lewe, en dan beoordeel ons hulle Christenskap op grond daarvan. Of hulle altyd goeie dinge doen, en dink, en sê, en dat hulle al die verkeerde goed vermy. Nou, as ons so na mense begin kyk, na hoe hulle lewe, dis wanneer ons net daar stop en moedeloos word, want ek sal nooit so kan lewe soos my ma of die een of daai een nie. Nou geliefdes, natuurlik is dit die heel verkeerdste plek om oor geloof te begin dink. Dis so goed jy sien iemand swem, en dit lyk so lekker, dat jy sommer agterna in die water spring, en jy kan nie eers swem nie.
As iemand anders se swem vir jou lekker lyk, moet jy eers leer swem. In Psalm 34 het so 'n weggesteekte vers wat jou en my leer swem. Vers 9 sê: Kom ondervind en sien self dat die Here goed is. Dit gaan goed met die mens wat by hom skuil. Nou as jy gedink het die vers is mooi in Afrikaans, hoor hom in Engels. Taste and see how good the Lord is. The one who takes refuge in him is truly happy. Taste and see how good the Lord is. Hierdie is eintlik ons letterlike vertaling van die vers. Proe en sien. Nou kan jy vra, maar Christo, wat bedoel hierdie vers as jy sê dit leer ons swem? Hoor mooi. Sien, ons wil wegspring en 'n goeie lewe lei soos 'n ouma, 'n ma, 'n oom, 'n tannie, 'n vriend of die dominee. Hulle is dan sulke goeie en groot en sterk Christene. Maar vriende, ons kan nie net inspring as ons nie kan swem nie. Ons gaan verdrink. Dawid sê, kom ondervind, kom beleef en sien self dat die Here goed is. Taste and see how good the Lord is. Vergeet van hoe die een of daai een die Here dien. Kom jy, ja, jy wat nou hier na my luister of na my kyk. Kom en proe die Here. Kom beleef met hart en siel en gees. Kom beleef hom eerstens. Kom skuil by hom en ervaar hoe hy jou toevou in sy beskerming. Geliefdes, ons kan onmoontlik nie vir Jesus proe, God proe, as ek in die kamer langsaan sit nie. Goeie voorbeeld hiervan is die Samaritaanse vrou by die put en haar dorpsgenote in Johannes 4. Sy beleef Jesus daar by die put eerstehands. Sy proe hom en sy sien hom werk in haar lewe. Dan gaan dra sy dit oor aan die dorpsgenote en hulle hoor net wat Jesus doen en wie hy is. Hulle proe hom nie. Maar die vrou se getuienis maak hulle honger en dors genoeg om self uit te vind. En dan nooi hulle hom. Hulle nooi hom in, sit by hom, gesels met hom, beleef hom, proe hom en dit verander hulle hele lewe. Psalm 34 is nie geskryf op hoorsê nie. Dawid met al sy foute en nog wat, het geleer dat jy alleen die Here kan proe as jy in dieselfde vertrek as hy is. Ek hoop jy verstaan my metafoor van in dieselfde vertrek wees. Ek kan nie op my eie weg gaan nie. En dan dink die Here moet ook daar by my wees as ek droog maak en 'n klomp gemors aanvang. Die opskrif van Psalm 34 sê die Here is naby. Tweede deel van vers 9 het ons gesê, sê hy wat by my skuiling vind. Maar as ek ver van die Here af beweeg, het met my hart en siel en gees, met ander woorde, ek is in 'n gans ander vertrek, in 'n gans ander wêreld as wat God is, dan gaan ek hom nie kan beleef en sien en proe nie. Ja, wat ek dan proe, is nie God nie. Dawid het dit beslis nie maklik gehad. Ons is nie presies seker na watter insident daar verwys word in vers 1 nie. Maar ek dink 1 Samuel 21, as jy dit gaan lees, gaan dalk vir jou so 'n bietjie agtergrond gee. Die beginsel is egter dat Dawid meer as eenmaal in sy lewe in doodsbedreigende situasies was. Die leeu en die beer, Goliat, Saul se dreigemente en pogings tot moord, en dan al die oorloë waarin Dawid was. Maar elke keer het God vir Dawid daaruit gehelp. Hoekom? Want Dawid het in dieselfde vertrek as God geleef. Met ander woorde, naby aan God.
Ek sê weer in die tweede deel van vers 9, bely Dawid, dit gaan goed met die mens wat by God skuil. Vers 12 impliseer dat ons soos hongerleeu's na God moet honger. Psalm 42 vers 2, soos 'n wildspok smag na water, so smag ek na U, o God. Geliefdes, en is hierdie smagting na God, wat my in sy teenwoordigheid invat, en my sy goedheid, beskerming en liefde laat proe. En is dan dat ons saam met Dawid kan jubel in vers 34. En ek het daarmee begin as ons loflied af, as ons wotum vanoggend, en ek lees dit weer. Dan kan ons sê, ek sal die Here altyd weer prys. Sy lof sal altyd op my lippe wees. Ek sal die roem van die Here sing, die wat swaar kry sal dit hoor en daaroor bly wees. Sing saam met my oor die grootheid van die Here en laat ons saam sy naam prys. Is dan dat ek die Here kan aanroep en hy my antwoord. In my nood is God naby en kan ek opkyk na hom en hom raak sien. Vriende, in dieselfde vertrek as God is hierdie woorde so belangrik, dan kan ek hom raak sien. Raak sien dat hy naby is. Dan Psalm 121 gekyk na die berge, maar God is nie in daardie berge nie. Hy is by my. Hy is by my. En ek weet my hulp kom van hom af. Vers 5 lees ons dat Dawid sê, ek het die Here aangeroep. Nou letterlik ook, ek het die Here gesoek. Nou dit beteken nie, God speel wegkruipertjie met ons nie. God kruip nie weg nie. Uit die sondeval weet ons, dat dit ons is wat vir hom wegkruip. Ons vlug weg van hom af, en dan sukkel ons om hom te vind, te proe, te beleef. Maar wanneer ek uit my wegkruip plek kom, en Jesus innooi in die diepste van my hartskamers, en my menswees, dis wanneer ek hom beleef, en hom sien vir wie hy waarlik is. Nou geliefdes, daar is 'n groot stuk genade wat ons ook in hierdie Psalm aan hierdie Psalm moet koppel. En dis nie die mens alleen wat na God roep nie. Met ander woorde, wat na God toe moet ingaan nie. Maar in sy genade kom God ook na die mens. In Jesus het God naby aan die mens gekom, Immanuel, God met ons. So daar's eintlik 'n twee rigting na mekaar toe beweeg. In die tuin van Eden lees ons dat God het na hulle geroep. Ons sien ook in Jona dat God vir Jona agtervolg. Al vlug Jona weg. En dan wanneer ek en jy en Jona omdraai en na die Here toe hardloop, dan staan hy soos die pa van die verlore seun met oop arms en hy sê, kom my kind, en hy aanvaar jou en hy wag jou in en hy vat jou in sy vader arms. Is dit nie wonderlik? Want is daar, geliefdes, hoor mooi, dis daar in sy liefdevolle arms, vader arms, dat ek hom proe. Dat ek hom ondervind, dat hy goed is, dat hy onuitspreeklik goed is sonder einde. Die Psalm se tweede deel wil ons graag kom leer hoe om die Here te dien. As ek naby hom is en ek het hom geproe, dan verander hy my lewe. En Dawid sê, dan help hy my om my tong te weerhou van kwaad praat en my lippe van leuns. Hy sê, bly weg van die kwaad en doen wat goed is. Doen wat jy geproe het. Soek vrede en jaag dit na. Dawid maak 'n duidelike onderskeid tussen die regverdige wat naby God leef, hom beleef en geproe het, en die onregverdige, hulle wat kwaad doen. Hy sê hulle wat regverdig leef, selfs in hulle gebrokenheid en moedeloosheid, beleef steeds die nabye hulp en smaak van God.
Ek wil vir 'n oomblik iets meer sê oor vers 19 en 20. Ons lees, al word die regverdige ook deur hoeveel rampe getref. Met ander woorde, regverdigheid, naby God leef, God proe, is nie 'n versekeringspolis dat slegte goed nie gebeur nie. Maar die Psalm wil juis vir ons sê dat God daar is. Dat ek hom juis in daai moeilike omstandighede die beste beleef en sien en proe. Wanneer die rampe tref en wanneer dit nie met my goed gaan nie, is wanneer ek skuilings vind by God en is dan dat ek kan uitroep, kom ondervind en sien self dat die Here goed is. Taste and see that the Lord is good. Vers 21 sê die Here sorg vir die hele liggaam van die regverdige. Met ander woorde, met my hele liggaam ondervind ek, beleef ek en sien ek dat die Here vir my goed is. Proe ek sy goedheid. En daarom, geliefdes, waar jy ook al is vanoggend, ek wil jou in die naam van Jesus uitdaag en oproep. Hou op om ander voor te hou as die sogenaamde goeie Christene. Vind jou skuilings by die Here. Ondervind en proe sy goedheid eerstens. Sien raak dat dit hy is wat sorg vir jou hele menswees. En word self 'n getuie wat jubelend eerstehands kan getuig oor die grootheid van God en hom prys vir alles. Mag die smaak van Christus in jou so heerlik wees dat jy ander uitnooi om ook te kom proe en vir hulle self te sien en te beleef dat die God drie-enige onuitspreeklik goed is. Amen. Kom ons bid saam. Here, baie dankie dat ons in hierdie Psalm vanoggend nader genooi is, in die vertrek ingenooi is. Eerstens om ons skuilings te vind by U en om dan te kom, te ondervind, self te sien, self te beleef, self te proe dat U goed is en onuitspreeklik goed is, oneindig goed is. Vader, wil U nie asseblief vir ons in 'n moeilike tyd, in 'n omstandighede wat maar nog steeds vir ons teen die grond hou, vir ons help om raak te sien en te proe dat U waarlik die Here God is en en dat U vir ons goed is. Here, ons kan so vaskyk in die omstandighede rondom ons wat sleg is en dat dit ons moedeloos maak. Maar hier kom sê vers 9, taste and see that the Lord is good. Kom ondervind self en sien self dat die Here goed is. Here, vandag wil ek teen U Vaderbors kom aannestel en my skuilings by U kom vind. Dankie dat ek dit kan bid, Here, vir myself, vir elke ene wat na die uitsending luister, vir ons gemeente, vir ons land, vir ons dorp, vir die wêreld. Vader, mag ons as gelowiges so leef dat ander mense ook lus raak om te kom proe. Ook lus raak om te kom sien en te ondervind en om dan self te leer ken, soos die dorpsbewoners, Here, van die Samaritaanse vrou by die put. Dankie dat ons dit vir U kan vra. Dankie vir U goedheid en U guns en ons loof U in Jesus se naam alleen. Amen. Vriende, ons antwoordlied, die lied wat ons gaan saam sing, is ook 'n lied wat ons goed ken, Heer met my hele hart. En hierdie lied kom sê dalk juis iets van om te weet, om te kan proe, te weet dat die Here goed is. Sing dit lekker saam.
Vriende, ontvang dan vanoggend die seën van die Here en gaan leef in sy vrede. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Die Here wil hê jy moet hom in hierdie week proe. Amen. Vriende, baie dankie vir jou saamkuier vanoggend. Onthou asseblief dat ons Kerssangdiens het, die 21ste, en dat ons van 6:00 af lekker gaan, jy kan vroeër kom, 5:00 al lekker saamkuier, en dat ons dan 6:30 met ons Kerssangdiens sal begin. Daar sal weer piknik eetgoedjies beskikbaar wees by die kerkkantoor teen R40 per persoon. Dan sit 'n lekker volgepakte boksie wat jy kan eet terwyl ons piknik hou en net voor ons met die Kerssangdiens begin. Dit kan jy by Jennifer wat bestel. Al die inligting sal hierna ook beskikbaar wees. Mag jy 'n wonderlike dag en 'n wonderlike week hê. Totsiens.